Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Wat is die beste love story wat nog ooit vertel was? Haha, wag. Is dit dalk Romeo en Juliet van Shakespeare? Is dit dalk Elizabeth Beckett en Mr. Darcy van Pride and Prejudice? Vriend het my gehelp met daai een. Julle, is dit dalk Titanic? Met Leo en Kate? Nee. Hierdie is my vote. Frodo en Sam. Julle, ek dink hierdie is hands down die beste love story wat nog ooit vertel is. En nee, dit is nie 'n romantiese love story nie. Dit is 'n vriendskap. Liefde in vriendskap in die midde van groot swaar en pyn. Frodo en Sam se liefde en se vriendskap is so ongelooflik mooi in die 6 boeke van Lord of the Rings uitgebeeld. Hier is 'n voorbeeld. Aan die einde van die 4de boek, waar Sam dink Frodo is dood, is sy hart gebreek. Lees wat daar staan. Ek sal dit vir ons lees, hoor asseblief. All Sam's life had fallen into ruin. Toe hy dink sy vriend is oorlede. Vir Sam, om sy dierbaarste vriend te verloor aan die dood, is om 'n tipe dood homself te sterf. Dis iets wat hy self deurgegaan het. En vir daai rede en vir baie ander redes dink ek Lord of the Rings is die beste love story wat vertel is. Julle, ons praat gereeld oor romantiese verhoudings, ons praat oor dating en oor die huwelik, maar een tipe vriendskap wat nie baie airtime kry nie is vriendskappe. En so vanaand wil ek spesifiek net daaraan tyd spandeer. Kom ons dink saam aan vriendskappe. Wat het die boek van Spreuke te sê oor vriendskappe? Net 'n paar vinnige, baie belangrike woorde wat ons gaan help die boek van Spreuke bietjie beter verstaan. Julle sal sien, dis klomp sulke one-liners, nee? Dis hard-hitting, maar dan beweeg hy dadelik aan na die volgende een toe. Dis baie prakties en soms voel dit nie vreeslik spiritueel nie. Dit gaan oor normale dinge van die lewe dikwels. Hoor asseblief wat Gordon Fee te sê het daarop. Specifically, religious language is seldom used in the Proverbs, but it is present, but it does not predominate. Not everything in life has to be strictly religious to be godly. Indeed, Proverbs can help serve as a corrective to the extremist tendency to spiritualize everything, as if there was something wrong with a basic material physical world. If as God said it's bad, rather than it's good, when he first looked on what he had made. Die woorde van Spreuke is belangrik vir ons. Dit is God se woord aan ons. Ons hoort te luister. Die tweede ding is enigiets wat enigiets wat ons in Spreuke sê, hoort ons in konteks te sien van Spreuke 1 vers 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Julle, dis waar ons moet begin en dis waar ons moet bly. Vanaand se preek is een aspek van hoe die lewe lyk onder hierdie fear of the Lord. Hoe die lewe lyk. En die laaste ding wat ek wil vir julle sê, is dat die boek van Spreuke beskryf die wyse lewe in teenstand met die dwaase lewe. Dit beskryf 'n wyse karakter. Maar nie net 'n karakter nie, dit beskryf die wyse karakter. Dit beskryf die Here Jesus Christus. Die hele Ou Testament word vervul in die Here Jesus Christus. Alles verwys na hom toe en dit word vervul in hom. Dit is my oortuiging, dis die oortuiging van ons kerk en dit is die oortuiging van Christene vanaf 2000 jaar.
Julle en dit sluit Spreuke in. Dit sluit spesifiek die Spreuke in oor vriendskap wat ons vanaand na gaan kyk. So ek gaan vir ons afskop. Ons gaan kyk na 3 dinge. 3 dinge wat ek wil uitwys oor vriendskap wat Spreuke te sê. Daar's baie dinge wat ons kan sê, maar ek dink as ons hierdie 3 dinge snap, sal dit baie goed wees vir ons gemeenskap hier by Ligpunt. Die 3 dinge is getrouheid en eerlikheid en vergifnis in vriendskappe. Getrouheid, eerlikheid en vergifnis. Ons gaan sien eerste hoe dit vervul word in ons Here Jesus Christus en dan gaan ons vra oor die gegewe ons wat in Jesus lewe, hoe lyk dit dan van ons? Kom ons skop af. Getrouheid. Getrouheid, ons eerste punt. Randy Newman, dalk van julle ken hom dalk, hy is 'n ongelooflike goeie singer-songwriter. Hy het 'n liedjie geskryf wat ek seker is baie van julle sal ken. Rickert het gevra dat ek moet sing vanaand, so ek gaan 'n bietjie vir julle sing. You got a friend in me. You got a friend in me. Ek sal nie die res sing nie, maar ek sal die res lees. Luister asseblief hierdie woorde. Dit kom in Toy Story voor, dit is baie diep. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Boy, you've got a friend in me. You've got troubles, I've got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we see it through. Because you've got a friend in me. Last line. Some other folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too, maybe. But none of them will ever love you the way I do. Randy Newman het regtig iets gesnap van vriendskap. En dit is dat getrouheid in vriendskap regtig 'n belangrike ding is. Getrouheid in vriendskap is essensieel tot 'n diep verhouding. Luister asseblief wat Spreuke vir ons sê, en dit behoort die bo te wees. Spreuke 18 vers 24. A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Vers 17. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. 20 vers 6. Many a man proclaim his steadfast love. Ek gaan dit weer lees. Many a man proclaims his own steadfast love, but a faithful man who can find? Wat die skrywer hierso sê is dat 'n ware getroue vriend 'n baie kosbare ding is. Veral in die moeilike tyd van die lewe wanneer dinge swaar gaan. Maar 'n vriend wat waar is actually ook baie skaars. Ek wil eerste van alles vir ons wys hoe hierdie vervul word in Jesus. Hoe is hierdie getrouheid Jesus se identiteit? Jesus Christus is die een wat totaal en al betroubaar is. Hy het getrou gebly aan ons en aan sy vriende, selfs wanneer sy naaste hom verloon het. Al die ander disippels, Petrus en al die ander disippels het, soos wat hierdie proverb gesê het, oor die many a man proclaims his own faithfulness. Kan julle onthou, dis wat Petrus presies gesê het. Hy het gesê, Here, ek gaan jou nooit verloon nie. Selfs al as almal anders weg van jou, gaan ek jou nie verloon nie. En die disippels het saam kop geknik, hulle het gesê, ja. Maar ons weet wat gebeur het. Daar toe Jesus gearresteer was, het hulle almal weggehardloop en Jesus was alleen. Many a man proclaims his own steadfast love, but a faithful man who can find? Selfs hy Jesus se vriende nie getrou gebly nie, was Jesus getrou. Hy was daardie faithful man. Luister wat Johannes 13 vir ons sê. Having loved his own, dis Jesus, who were in the world, he loved them to the end.
15 vers 13 van Johannes sê, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Julle, dit is die goeie nuus van Jesus wat ek met julle wil deel. Dit is die belangrikste ding wat julle kan hoor vanaand. Dat hy vir ons dood gegaan het. Selfs toe ons nog vyande was van hom, soos wat ons gesing het. Hy het vriende gemaak van sy vyande. Hy het hulle nader gebring en nou sit ons om sy tafel. Jesus was totaal en al betroubaar gewees, selfs al het sy vriende dit nie verdien nie. Julle, en nou aan die hand van Jesus, wat dit vir ons gedoen het, stel hy ons in staat om ook agter hom aan te lewe. Nie perfek nie, ons weet dit, ons is gebroke mense, ons sondig, ons volg nie altyd baie mooi agter hom aan nie. Maar Jesus het vir ons lewe gegee in ons harte, daar waar daar dood was. En deur sy gees stel hy ons in staat om uit genade uit te leef. En so, wanneer ons verkeerd maak, kan ons in genade na Jesus toe kom en vir hom jammer sê. En ons kan weet dat hy is ons getroue vriend, wat ons nie sal laat gaan nie. So, hoe spoor hierdie spreuke ons aan tot getrouheid in ons vriendskappe hier by Ligpunt? 'n goeie vriend, 'n betroubare vriend, 'n getroue vriend is 'n skaars ding. En so Spreuke sê, wees waaksaam, be discerning. Daar's baie mense wat in jou sirkels gaan rondbeweeg wat vir jou gaan sê, ek's jou vriend, ek's jou pel, jy's my vriend, jy's my pel. Veral wanneer ons wel af is en ons het geld, gaan daar mense omdrom en sê, vriend, pel. Maar wanneer dit swaar gaan hulle nie daar wees nie. Hierdie is wat Spreuke 19 vers 4 sê, wealth brings many new friends, but a poor man is deserted by his friends. 19 vers 6, many seek the favor of a generous man, and everyone is a friend to a man who gives gifts. Dit sien ons gebeur. Julle kan ek julle aanmoedig, net soos ons hoor discerning te wees, aan die ander kant van die muntstuk, moet ons harte ook check, dat ons seker maak dat ons nie sulke vriende is nie. Vriende wat rondom mense saamkom omdat hulle baie geld het, of omdat hulle ons op lekker vakansies kan vat, of hulle gee vir ons persente. Dalk is dit dieper as dit. Dalk is dit ons wat rondom mense hang wat ons dink ons status kan verbeter, ons self-image. Kan ek ons aanspoor om nie dit te doen nie, om actually getroue vriende te wees, julle? Want wat gaan gebeur as daardie persoon ewe skielik deur 'n ramp getref word en arm is? Gaan ons werklik naby aan daai persoon kan staan as dit waarop ons vriendskap gebou was? Ons hoort getroue vriende te wees. En so, hoe kan ons getroue vriende wees? Ek glo dat dit die evangelie is van Jesus wat hierdie kosbare mense vorm in ons. Die evangelie vorm en verander ons lewens, dat ons meer lief is vir Jesus as wat ons vir onsself is of vir ander is. Ons lyk meer en meer soos Jesus, soos wat ons in hom bly. En so dis hoekom die Bybel kan praat oor God se mense as mense wat hulle beloftes hou. Selfs wanneer dit hulle seermaak, soos Psalm 15 vers 4 sê, of soos wat Titus 2 vers 10 sê, mense wat hulle self totaal en al betroubaar bewys. Maar dis nie iets wat natuurlik kom vir ons nie, ons moet commit. Ons moet in dit volhard, soos wat ons agter Jesus aanloop. Ligpunt, dit beteken vir ons hierso, dat wanneer ons woord vir ons vriend gee, behoort ons woord te hou.
Wanneer ons vir 'n vriendin sê, "Hoor jy, ek gaan vir jou bid." Kom ons bid vir daai persoon, actually. Kom ons maak ons deure oop na ons huise toe vir ons vriende, selfs wanneer dit moeilik is en selfs wanneer dit actually makliker is om net op Disney Plus te wees die hele dag. Gee tyd vir ons vriende. Julle, en dis nie, ek wil so graag hoor dat ek wil hê julle moet hoor dat hierdie uit genade uit is. Dis ons bron van krag. Dis nie 'n klomp reëls en wette wat ons moet najaag nie. Dit is aan die hand van Jesus Christus wat ons genade bewys het, kan ons in dit leef en dit uitleef. Dit mag wees dat jy dalk vanaand hierso sit en jy voel, ek weet nie of ek regtig vriende het nie. Ek voel baie eensaam. Kan ek ons almal hierso vanaand uitnooi, beide die mense wat so voel of die mense wat voel, nee, ek het baie vriende. Kan ek julle uitnooi om die posture van 'n getroue vriend aan te neem vir die mense hier in ons kerkgemeenskap en vir die mense daar buite? Dat ons werklik sal uitkyk vir ons broers en susters wat dalk eensaam mag wees. Julle, die laaste ding op hierdie punt. Wanneer God vir jou so 'n vriend gee, 'n getroue vriend wat tested is en wat true is, kan ek vir julle aanmoedig, koester daardie vriend. Geniet hom of haar. Moenie hom of haar laat gaan nie. Hoe kan ons seker maak dat ons daai getroue vriendskappe oppas? Dis die volgende ding wat ons na gaan kyk. Een van die maniere hoe ons vriendskappe kan oppas, is om in eerlikheid op te tree in daai vriendskap. So dis die tweede punt. Getrouheid, eerlikheid. Wat is gewoonlik nuus wat jy baie dankbaar is om te ontvang, maar wat jy glad nie like nie? Nuus wat jy dankbaar is jy kry, maar nuus wat nie lekker is nie. Ek gee vir 'n voorbeeld. Jy en jou vriend sit by 'n fancy restaurant saam met 'n klomp werkskollegas en jou vriend kom en hy sê, hoorie, pst, hey dude, jy het iets in jou tande. Hoorie, nee, wys my 'n bietjie links. Ja, daar sê. Okay, skoon. Daar sê, skoon. Julle, iemand wat vir ons sê ons het iets in ons tande, is regtig nie lekker nie. Ek like dit glad nie, ek voel vernederd. Maar dis goeie nuus dat daai persoon ten minste die vrymoedigheid het om vir ons te sê, right? Dit is nie lekker om te hoor dat jy iets in jou tande het nie, maar dankie vir daai vriend wat dit vir my uitwys. Ek kan nie die kos in my tande sien nie. Here, ek dink dis wat die Spreuke vir ons sê, volgende, 27 vers 17 sê, iron sharpens iron, and one man sharpens another. 27 vers 9, oil and perfume makes the heart glad, and the sweetness of a friend comes from his earnest counsel. Kom ons sien eerste hoe eerlikheid die karakter van Jesus is. Hoe dit die Here Jesus beskryf. Die Nuwe Testament oor en oor beskryf Jesus as iemand wat sagmoedig is teenoor ander mense, maar terselfdertyd nie bang is om regheid te praat nie, nie bang is om doekies om te draai nie. Jesus het nie gekom om vir die mense te vertel wat hulle wil hoor nie. Sy disippels het baie met hom gefight. Hulle het hom sê, hoor Jesus, jy kan nie sulke dinge sê nie. Jesus het gekom om harde waarheid te kommunikeer aan ons. Harde waarheid dat ons onsself nie kan red nie. En dat ons in onsself verlore is. Hy het nie gehuiwer om sonde uit te wys en aan te spreek en mense te roep tot bekering nie. Maar julle terselfdertyd het hy ook nie gehuiwer om die goeie nuus met almal te deel nie. Dat daar redding beskikbaar is in hom nie. So kom ons gesels dan saam oor wat eerlikheid in vriendskappe beteken vir my en jou. Die eerste ding is wees oop en eerlik met jou vriend in die Here.
Beide om hulle te bemoedig, om te sien daar waar die Here 'n goeie werk is besig is om te doen in hulle harte, maar ook daar waar hulle besig is om te sondig. Iron sharpens iron. Jy het 'n verantwoordelikheid as 'n broer of as 'n suster om jou broer of suster skerp te maak, want 'n stomp mes is nie baie werd nie. Vriende is daar om mekaar te skaaf en te vorm na die ewebeeld van die Here Jesus Christus toe. Die Nuwe Testament weergalm hierdie in Hebreërs 10 vers 24 wat sê, let us consider how to stir one another up to love and to good works. Maar soos wat jy eerlik is met jou vriend, tweedens kan ek jou aanmoedig om vulnerable genoeg te wees dat daardie vriend eerlik is teenoor jou en in jou lewe inspreek. Want die waarheid is dat heel waarskynlik ons baie te veel van onsself hou. Ons is heel waarskynlik baie meer sondig, vuiler en gebroken as wat ons self wil admit. Ons het ons vriende nodig om dit vir ons uit te wys en saam met ons 'n pad te stap, die pad van disippelskap. Ons hou nie daarvan om te hoor dat ons iets in ons tande vas het nie. Maar ons het nodig dat iemand dit vir ons uitwys. Kan jy die vulnerability hê dat 'n vriend wat naby aan jou staan, nie sommer enigiemand nie, 'n ware vriend, kan jy hom of haar inlaat en sê, hoorie, help my met hierdie ding. Kan jy eerlik wees met my? Dit is goed. Dis nodige werk wat daardie persoon in jou lewe ook hoort te doen. Hierdie is 'n great quote op dit van Charles Spurgeon. Kyk saam met my, hy sê, true friends put enough trust in you to tell you openly about your faults. Give me for a friend the man who will speak honestly of me before my face, who will not first tell one neighbor and then another, but who will come straight to my house and say, Sir, I feel there is such and such a thing in you, which, as my brother, I must tell you of. That man is a true friend. He has proved himself to be so, for we never get any praise for telling people of their faults. Rather, we hazard their dislike. A man will sometimes thank you for it, but it's not often that he'll like you any better. Julle, die laaste ding onder hierdie punt wat ek vir ons wil uitwys is, dink bietjie aan daai proverb weer, iron sharpens iron. Julle kan dink wanneer daai yster so slaan, dan vlieg die sparks. As jy in 'n ware vriendskap staan met iemand en jy's eerlik, gaan die sparks fly. Ten minste op tye. Daar gaan seer gemaak word. Dit gaan nie lekker wees altyd nie. Hierdie is 'n wonderlike proverb wat in dit inspreek. Proverbs 27 vers 5. Better is open rebuke than hidden love. Faithful are the wounds of a friend, but profuse are the kisses of an enemy. Julle, dit gaan nie en dit kan nie altyd net maanskyn en rose wees met 'n vriendskap nie. Nie as dit reg diep is nie. Ons moet mekaar skaaf, dit is nodig, dit is goeie werk, maar soms maak dit baie seer. Dit is belangrik om dit te onthou. Dis goeie werk, dis nodige wonde. Soms is dit ook dat 'n vriend jou seer maak, nie om goedgunstig te wees teenoor jou nie, maar vanuit hulle eie sonde. Of dalk is dit jy wat 'n persoon seer gemaak het, want jy het sondig opgetree. Julle, hoe deel ons met die pyn en die seer wat ons inevitably gaan teekom in vriendskappe? Dit is ons laaste punt. Vergifnis. Ernest Hemingway het 'n short story geskryf, genaamd The Capital of the World.
Dit fokus op 'n seun met die naam Paco. Paco was 'n baie bekende naam gewees in Spanje in daai tyd. Ons kan hom ook Juan noem. Paco, Juan, nee Paco. Paco was 'n tiener gewees en hy het rebel teen sy ouerhuis en hy het weggehardloop. Hy het na Madrid toe gegaan. En sy pa het so hard gesoek na hom om die verhouding te kom herstel. Sy pa is baie lief vir hom. En sy pa agtervolg hom na Madrid toe. Wanneer sy pa in Madrid aankom, kom hy 'n probleem teë, want dit is die tyd voor fone. En so, hoe gaan die pa Paco kry? Hy dink aan 'n plan. Hoorie, hierdie is wat ek gaan doen. Ek gaan 'n ad in die plaaslike tydskrif uitneem, die plaaslike nuusbrief. En hier is wat ek gaan sê. Dear Paco, meet me in front of the Madrid newspaper office tomorrow at noon. All is forgiven. I love you. Hemingway skryf dan, the next day at noon, in front of the newspaper office, there were 800 Pacos, all seeking forgiveness. Vergifnis is iets wat ons almal begeer. Dit is wat ek glo die punt van die storie is. As daar vergifnis uitgestrek word na ons toe, dan is dit so lekker om dit te neem, is dit nie? Dis die laaste punt wat ek wil hê ons moet na kyk. Kom ons gesels oor wat Spreuke te sê het oor vergifnis. Dit is een van die dinge wat vir my die meeste uitgestaan het, soos wat ek gewerk het aan hierdie preek, die punt van vergifnis in ons verhoudings. Luister weer wat Spreuke te sê het oor vergifnis. Spreuke 10 vers 12. Hatred stirs up strife, but love covers all offenses. Whoever, hierdie is Spreuke 17 vers 9, whoever covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends. 16 vers 6. By steadfast love and faithfulness iniquity is atoned for, and by the fear of the Lord one turns away from evil. Julle, ek het vir myself gevra, hoekom sal God nooit my sonde vir my wys nie? Hoekom sal hy, wat ek bedoel is, hoekom sal hy nie dit wat ek al verkeerd gedoen het in my lewe heeltyd in my gesig druk nie? Hoekom sal hy dit nie soos 'n spieël voor my hou, dag en nag oor my kop nie? Die sonde wat ek teenoor ander mense al gepleeg het, waar ek mense seer gemaak het, die tyd waar ek my vuiste gelig het teenoor God. Hoekom is dit nie iets wat hy my dag en nag van herinner nie? Hoekom is dit nie heeltyd voor my nie? Julle, ek het hierdie vraag gevat na die boek van Spreuke toe, en ek wil hê ons moet dit doen, en ek wil hê ons moet sien wat die antwoord is. 17 vers 9 sê, whoever covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends. God doen nie dit wat ek van hom verwag nie, dit wat ek van enigiemand sal verwag nie. Hoekom? Julle, want hy tree op as my vriend. God van die heelal begeer om my vriend te wees, julle. Dit is ongelooflik. Hy begeer nie net om my vriend te wees nie. Hy begeer om julle vriend ook te wees. Jesus, God se seun en God self, sê dit vir ons net so. Ek het dit al gelees. Ek wil dit asseblief op die bord sit. John 15:13-15. Greater love has no one than this,
that someone laid down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant doesn't know what his master is doing, but I have called you friends. For all that I have heard from my Father, I have made known to you. Jesus Christus is ons vriend, julle. En omdat hy ons vriend is, het hy die pad van die kruis gestap. Hy het sy lewe neergelê in ons plek. En hy het vir haar die sonde betaal wat ons vuil maak voor God. Niemand kan dit meer teer ons hou nie. En dit word nie weer opgebring nie. Niemand kan jou sondes neerskryf op 'n papier en teen jou vaskap nie. Want van haar sondes is reeds vasgespijker teen die kruis. En daar sal dit bly vir ewig. Daar is dit voor betaal vir ewig. Christen, sien asseblief opnuut raak dat jy het 'n ware vriend, jy het die ware vriend in Jesus. As jy hierso sit en jy is nie 'n Christen nie, kan ek jou uitnooi om te sien hoe Jesus sy hand uitstrek na jou toe, hoe hy begeer om jou vriend ook te wees. Die gedeelte uit Johannes wat ons gelees het sê, "You are my friends if you do what I command you." So as jy nog nie 'n Christen is nie, kan ek jou uitnooi, sal jy vanaand die knie buig voor die Here Jesus. Sy heerskappy sien, sy goeie koningskap. Sal jy onder dit inkom? Sien dat soos jy dit doen, het jy sy vriendskap. En as jy dalk vir 'n oomblik sit en dink oor maar dit klink weer soos 'n klomp reëls wat ek moet volg. Kyk asseblief weer saam met my na die volgorde. Dit is voordat ons, ek en jy, wat in hierdie kamer is, nog bestaan het God ons lief gehad. Voordat ons gebore was, het die Here Jesus kruis toe gegaan. Het hy hierdie woorde vir ons gesê. Hy het eers liefde aan ons gewys. En in reaksie op daai liefde, vanuit die genade wat aan jou bewys is, wil hy hê jy moet agter hom aanstap in genade. Hy wil hê jy moet genade uitleef en die wyse pad volg. Vir ons verhoudings is konflik inevitable. En dis okay. Dis nie die einde van die wêreld nie, dit gebeur. Dis nie die einde van daai verhouding nie. Soek om daardeur te werk. Die eerste ding wat Spreuke daar op te sê het is 17 vers 14 sê, "The beginning of strife is like letting out water. So, quit before the quarrel breaks out." Baie prakties. "Do not say, I will repay evil. Wait for the Lord and he will deliver you." Proverbs 20 verse 22. Spreuke sê vir ons, dit is nie nodig om altyd die argument te wen nie. Dis nie nodig om altyd in die argument in te tree nie. Jy kan in wysheid besluit, hoorie, as ek nou gaan inklim en vuiste slaan, gaan ek dalk hierdie vriendskap verloor. Ek wil nie dit doen nie. Ek hoef nie dit te doen nie. Ek kan na Spreuke luister wat sê, hoorie, hier's 'n risie en dit beteken die dam wel lek so bietjie. As ek nou vuiste gaan slaan, gaan hierdie dam wel breek. En daar gaan 'n vloed wees. Maar as jy introspeksie doen en jy sê in hierdie konfliksituasie was ek was actually verkeerd. Ek was sondig gewees. Kan ek jou uitnooi om na daai vriend toe te gaan? Moenie ompaadjies vat en met ander mense praat nie. Gaan na daai vriend toe. Sê vir hom of haar jammer. "Whoever conceals his transgression will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy." Spreuke 28 vers 13. En as jou vriend of jou vriendin so kom na jou toe, dink aan die Spreuke wat sê, "Whoever covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends." Ek wil julle aanraai om nie stories te vertel
en 2 of 3 ander mense te vertel voordat jy nie eers direk met daai persoon gaan gesels nie. Dink aan die Here Jesus en wat hy gedoen het. Asseblief dink aan die Here Jesus en hoe hy nie ons sondes vir ons gaan wys nie. As far as the east is from the west, that's how far he has removed our transgressions from us. Ongelooflike lied, ongelooflike waarheid julle. Kom ons herinner onsself aan dit en kom ons volg in Jesus se voetstappe. Dalk kry ons dit nie reg nie. Kom ons gaan na hom toe in genade en vra vir vergifnis. En sien hoe hy sê, hoorie, ek het nuwe lewe in jou geskep. Kom, volg my. Vergifnis en om deur konfliksituasies met ander persone te werk is die enigste manier hoe ons vriendskappe gaan behou. Julle vanaand sien asseblief dat die wyse pad wat Spreuke vir ons gee is dat vriendskappe hoort gekenmerk te word deur getrouheid, deur eerlikheid en deur vergifnis. Getrouheid, eerlikheid en vergifnis. Kan dit asseblief 'n troosting wees vir jou hart ook? Soos wat jy Jesus sien, daai vriend. Ek wil afsluit, soos wat ek begin het met Tolkien. Ek is 'n baie groot fan van Tolkien. Soos wat ek afsluit, dink ek dis baie toepaslik om te eindig met 'n vriend van Tolkien. C.S. Lewis het in sy essay op vriendskap gesê dat 'n nuwe vriendskap gewoonlik begin wanneer jy agterkom, hoorie, ek het iets in gemeen met hierdie persoon. Wat jy sê, o, hey, wat? Jy ook? Ek like dit ook. Ek het gedog ek was die enigste een. Vriende hoef nie altyd dieselfde te wees nie. Hulle moet net ontdek dit wat hulle reeds in gemeen het. Ek wil julle los met hierdie. Dink asseblief saam oor wat jy in gemeen het met die Here Jesus Christus. Alles wat jy die meeste oor omgee, gee hy oor hom. Hy gee om oor jou. Hy gee om oor jou gesin. Hy gee om oor jou sonde. Hy gee om oor jou toekoms. Hy is by jou. Hy verstaan jou en hy is baie, baie lief vir jou. Julle, asseblief hoor dit. Jy is nie alleen soos wat jy hier sit nie. As jy nog nie na die Here Jesus toe gekom het nie, wil ek jou uitnooi, sommer dadelik nou, ontvang hom as jou vriend. Die vriend wat getrou is, wat eerlik is, en wat vergifnis vir jou uitstrek. 'n Vriendskap wat tot in ewigheid sal hou. Kom ek bid vir ons. Ons almagtige God en Vader, ons dankie so dat U ons so lief gehad het, dat U U enige gebore seun gestuur het. Dat elkeen wat in Jesus glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Here Jesus, dankie dat U ons vriend is. Dankie dat U so getroue vriend is aan ons, dat U so gretig is om ons te vergewe daar waar ons U seer gemaak het of daar waar ons ander mense seer gemaak het. Here, dat U getrou bly aan ons, dat U ons nie verlaat nie. Dankie dat U eerlik is met ons. Dankie dat U ons nie laat daar waar ons is nie, maar dat U ook wil sien hoe ons verander en 'n nuwe skepping word, soos wat ons onsself vereenseldig met U dood en U opstanding. Here, ek bid dat die wysheid en Spreuke wat ons saamgesels oor hierdie volgende paar weke en wat verby is, dat dit werklik sal posvat. Dat ons sal sien dat die Spreuke vervul word in die Here Jesus Christus en dat ons ook uit genade uit agter hom kan aanstap. Here, ons dankie vir hierdie gemeenskap hierso van broers en susters, van vriende wat saam lekker kan kuier, wat saam kan lag, wat saam tyd kan 'n lewe kan doen saam met mekaar, Here. Here, en dankie vir Jesus Christus, ons ware volkomme vriend. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk,
besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.